En goed is dit dan nie, om te weet selfs toe die Israeliete van hulle God vergeet het, al hoe verder weg beweeg het van God in hulle slawerny en afgoderry, God steeds hulle gebede en smekinge verhoor. Selfs in die gemors wat ons veroorsaak, hoor die Here. Die Here het vir ons daar aan die einde van hoofstuk 2 gewys. Hierdie is daarom nie Israel se storie nie, dis nie Moses se storie nie, dis die Here se storie, van sy verlossing van sy volk. En dis hoekom hoofstuk 3 dan begin. Hierdie is God se storie, en daarom gaan hy Moses, wat daar ver in die woestyn is, al vir 40 jaar lank uittrek, want hierdie is sy storie. Dis nie Moses se storie nie. Hy kom na Moses toe, op 'n tyd wat Moses dit glad nie eers dalk verwag nie. En hier in die eerste paar verse van hoofstuk 3, al die res van hoofstuk 3, is die klem so sterk op wie God is. Moses moet sien wie God is, nie wie Moses is nie, dit is 'n kantnota. Wie God is. Jy moet sien wie God is. As 'n sondaar nie voor God se openbaring gebring word nie, is daar geen redding nie. God moet homself vir jou wys. En hy doen dit met Moses in die brandende doringbos. So vers 1 begin met hierdie inleiding, verfris net weer ons gedagtes, waar is Moses? Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian. Die antwoord op die volk se gebede begin by Moses, wat ver van Egipte is al vir jare en jare. 40 jaar, jy kan praat van nie net jare nie, jare en jare. Om sy skoonpa se vee op te pas. 40 jaar is nou al verby vandat hy daai Egiptiese man doodgemaak het. En ons het by vorige keer gesien, Moses is daar in die woestyn, in beproewing as 'n vreemdeling in 'n vreemde land, dis hoekom hy sy seun Gomer noem, om uiteindelik om voor te berei vir sy roeping. Is dalk iets wat Moses nie dadelik raak gesien het nie, maar dis wat ons raak sien nou dat ons die geskiedenis lees. Moses is in die woestyn in om hom voor te berei vir sy roeping. En dit was net so prakties. Moses moes natuurlik, ons gaan nou daarby uitkom, in die alleenheid van die woestyn Jesus ontmoet, sodat hy meer soos Jesus kon word. Maar hy moes ook voorberei word net in dat hy 'n herder moes wees. Oor hierdie jare en jare waar hy dalk gedink het, is dit nou. Hy was 40 jaar lank opgelei in die Egiptiese universiteit, wêreldstad. En is dit nou wat hy moet doen, met dit wat hy daar geleer het, moet hy nou skape oppas? Maar die Here berei hom voor. Hy moet 'n herder wees, nie eers van sy eie skape nie, iemand anders se skape. Dis wat hy later gaan doen. Hy gaan herder wees van iemand anders se skape. Hy moes in die woestyn in, waardeur hulle later sou deurtrek die volk, om skape te lei na water en kos toe. En dis presies wat hy later sou doen. En is nog 'n rede hoekom die Here hom lei om 'n herder te word, nie eers van sy eie skape nie. Dis iets wat die Egiptenaar nooit sou doen nie. Ons lees dit in Genesis. Hulle het die kleinveeboere verafskuw, Egiptenaars. Maar hier's Moses, die prins van Egipte, word 'n kleinveeboer, herder. En daarmee berei die Here Moses voor om nie terug te gaan Egipte toe as 'n Egiptenaar nie, maar as 'n Hebreër. Behoorlik afgewas van sy Egiptiesheid. Want ja, selfs sy eie skape was nie eers sy eiendom nie. Hy het oor 40 jaar 'n vreemdeling gebly, los van die land om uiteindelik terug te gaan Egipte toe. Alles wat die Here daar gedoen het,
Sy ontmoeting van sy skoonpa Jethro, dalk die onderhandelinge van watter werk kan hy nou hier doen, alles is perfek voorberei om hom hier te bring. 'n Herder van skape wat nie sy eie is nie, sodat hy kan teruggaan. Hy's los van die land, dat hy kan teruggaan. Dan net vinnige kantnota, wie was Jethro? So, Moses se skoonpa. In die vorige hoofstuk word hy Rehiel genoem. Jethro en Rehiel is dieselfde man. Party sê, die een is die oupa en die ander is die pa, maar ek dink nie daar's rede om dit te sê nie. Die mees waarskynlike verklaring vir hoekom dit Rehiel en Jethro is waarskynlik 'n titel. Dit beteken iets soos sy majesteit. So sy majesteit Rehiel, Jethro Rehiel. Hy was 'n stamhoof en 'n priester en daarom regtig 'n eervolle man. En daarom is hy dalk so genoem, Jethro. So Rehiel was dan sy regte naam, maar hulle noem hom Jethro. En dis sy skape wat Moses nou oppas. En dan in die res van vers 1 sê, en toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God by Horeb. So Midian was net aan die weste kant van die Rooi See, langs Egipte, waar die Israeliete later sou deurtrek. En Moses dryf nou hierdie vee na die agterkant of die weste kant van die woestyn. Agterkant, weste kant, kan dit so vertaal. Met ander woorde, nog verder wes, nog verder in die woestyn in, nog verder in alleenheid. Waarskynlik weke se reis van die huis af op soek na graspolletjies vir die skape. En glad nie met die doel om God te gaan ontmoet in die vuur nie. Hy soek net weiplek vir die skape. En hier is belangrik, die Here dryf vir Moses daar in die woestyn met sy skape. God lei jou na die plek toe waar hy homself aan jou gaan openbaar. Moses het nie self besluit om na die berg van God toe te gaan sodat hy daar vir Jesus kan sien nie. God lei hom soontoe. Presies beplan. Later, na Jesus se doop, die Heilige Gees dryf hom in die woestyn in. Moses dryf sy skape in die woestyn in. Sonder dat hy dalk eers besef wat hier aangaan, lei die Here hom uiteindelik na die berg van God toe. Jy kom nie uit jou eie nie. Die plek waarheen die Here Moses lei, is die berg van God, Horeb. En is so genoem, sodat die volk wat hierdie lees, sou sien, dis dieselfde berg waar ons later sou aanbid, Horeb. Dis nie omdat die berg self iets heilig aan die berg het nie, ons gaan dit net nou ook sien. Word net so genoem, sodat die volk dit kan herken, dis die Horeb, die berg van God, waar die Here homself geopenbaar het. Maar die berg is wel belangrik. Dis nie net sommer enige plek nie. Dis 'n berg. En dis dieselfde berg as later. En ek wil nou nie te veel daarop uitbrei nie, maar die berg waar God jou ontmoet, is regtig 'n belangrike tema deur die skrif. Eden was op 'n berg, juis waar Adam en Eva hierdie perfekte gemeenskap met God gehad het. Abraham gaan op 'n berg om amper vir Isak te offer, en daar verskyn die engel van die Here aan hom, soos aan Moses, op 'n berg. Moses is hier op 'n berg. God praat vanuit 'n berg met sy mense later. Die tempel is op 'n berg, soos ons net nou gesing het. Die berg waar jy God ontmoet is regtig 'n belangrike tema. Dis waar God en mense gemeenskap geniet. In Hebreërs 12 sê God, hy praat nie meer met ons vanuit die berg nie, maar vanuit die hemele. Hoekom? Want die berg het self in die hemele opgevaar. Jesus, die tempel, het self in die hemele opgevaar. Daar's nou 'n mens in die hemele, Jesus Christus, ons het perfekte voorspraak en openbaring in hom. En daarom praat hy, die berg, die plek waar ons gemeenskap met God het, vanuit die hemele in sy woord.
So as jy vir Jesus ken, dan het jy hom by die berg van God ontmoet, want hy is die openbaring van God. Hy is die een by wie, die plek waar ek gemeenskap met God kan geniet. Hy is die berg, die ontmoetingsplek tussen God en mense. Hy is die enigste middelaar tussen God en die mense, sê 1 Timoteus 2 vers 5. Maar daar's tog ook nog iets hierso in hierdie, dat die tempel op die berg was, en dat ons nou die tempel van die Heilige Gees is, in ons liggame. As jy Jesus ontmoet, dan kom woon God in jou deur sy Gees. Is regtig so wonderlik. Dit wat Moses hier ervaar het op die berg, het ons nou in volheid. Ons kan gemeenskap hê met Jesus. Maar daar's ook nog iets. Die tempel op die berg is ons liggame, maar ook as gemeente. Ons is die gemeente, die liggaam van Christus, die tempel van Jesus, die tempel van die Heilige Gees. So hierdie ontmoeting van die engel van God, Jesus, gebeur in jou slaapkamer, in die stilte van oggend of aand, maar die Here werk ook baie spesiaal deur die samekoms van sy tempel. Die tempel van die Gees, die gemeente van God. Onder die prediking van die evangelie. Dis die prediking, die openbare prediking, waar die kerk van God saamkom, waar Christus verskyn, sê Galasiërs, afgeskilder word. Dis in die kerk waar gemeente saamkom, waar Jesus tevoorskyn kom en vir jou homself wys. Dis waar Moses is. Dis waar ons nou is. God kom na Moses toe. Maar God lei Moses ook na die plek waar hy is. God kom na jou toe. Maar hy lei jou ook na die fonteine van die ewige waters. Prediking waar Jesus afgeskilder word. Hierdie geskiedenis van Moses wat jy hier lees, moet vir jou regtig wys hoe groot dit is wat ons nou het. Ons het meer as wat Moses gehad het. Dit sê nie, ons moet wag, ons het daar gaan wegkruip in 'n grot en wag dat daar een of ander engel aan ons verskyn nie. Dit sê, dit wat ons hier het, prediking van die evangelie, is dit wat Moses gehad het. Openbaring op die berg van God. Ons erediens is gemeenskap met die drie-enige God. Ons kan hom regtig ken as gemeente in Christus. As jy dit weet, waarom sal jy as prins wil wegbly van so 'n ontmoeting? Dis groter as dit wat hier nou gaan gebeur in die volgende verse. Kyk wat gebeur. Kyk op vers 2. Daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. Die engel van die Here, hy is baie duidelik meer as Michael en Gabriël. Want hy is die Here. En dis baie duidelik, elke keer as die engel van die Here verskyn aan iemand, soos aan Abraham of aan Jakob of aan Moses of Joshua, is elke keer, dis die Here self wat praat. En dis nie net afleidings nie, die teks self sê dit, die Here sê vir Moses, dis die engel van die Here wat aan Moses verskyn, maar die Here sê vir Moses. Hy praat as God. 'n moontlike vertaling, juis as gevolg hiervan, van hierdie frase, engel van die Here, die engel van die Here, so in Hebreëus is dit eintlik net 2 woordjies, engel en Here, en ons sit daai van die in. En daai konstruksie kan ons ook vertaal as die engel Here. Die engel wat die Here is. Of die engel Jahwe. Soos wat
sal gepraat word van die engel Gabriël, die engel Jahwe, die engel wie se naam is Jahwe. Ja, natuurlik, dis baie duidelik dat hierdie engel nie net bloot net een van die engele is soos engel Gabriël nie. Hy is self God. Die mense wat met hom te doen het met die engel Jahwe, sê ek het God gesien en bly leef, dis 'n wonder. So hy is God en tog is daar hierdie onderskeid. Hy is God, maar hy's die engel, die een wat God kom openbaar by mense. Want hoe gaan die oneindige, heilige God hom openbaar aan mense? Wel, as 'n engel. Dis die skepsel wat iets van God se oneindigheid en heiligheid kan kommunikeer. 'n Boodskapper wat die majesteit van God aan mense kommunikeer. En voordat hy, die God van hemel en aarde, mens geword het, het hy dus in so 'n gedaante aan mense verskyn. Spesiaal. Die engel of boodskapper, die woordjie engel beteken ook boodskapper, van die Here is in die Ou Testament die afskynsel van God se heerlikheid. Hy skyn met die heerlikheid van God, sodat mense God kan sien. Hy is die beeld van die onsienlike God. Hoe gaan die onsienlike God hom openbaar? In die engel Jahwe. Wie is dit? Wel, uit die hele Ou Testament moet ons aflei, dis die verskyning van die Seun voor sy menswording. Elke keer as God drie-enig homself openbaar aan mense, is dit altyd in die tweede persoon van die drie-eenheid. Dis die Seun, dis Christus voordat hy mens geword het. Dis ons Here Jesus wat hier aan Moses verskyn het. En hy verskyn aan Moses in 'n vuurvlam, in 'n doringbos. Hierdie tipe doringbos is waarskynlik 'n bos wat baie algemeen in die woestyn groei. Sommige sê die woord vir die doringbos klink baie soos Sinai. En dis waarskynlik waar Sinai die naam gekry het. Dis omdat daar so baie van hierdie bos daar groei. Bos in 'n woestyn wat lekker kan brand. En Moses sou natuurlik dan hierdie bos geken het. Ja, waarskynlik in die 40 jaar in die woestyn, ook as herder, het hy ook dalk hierdie bos in die vuur gegooi op 'n koue nag. Veral as hy dood en droog is, brand hy maklik. Maar nie hierdie bos wat Moses sien nie. Toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. Dis baie vreemd. Dis hoekom Moses dan sê, laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie brand nie. En dan vers 4, toe die Here sien dat hy nuuskierig nader kom, roep God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses. En hy antwoord, hier is ek. Nou, ons sal nou terugkom na God se roep toe van Moses, Moses, en die feit dat God met 'n mens praat. Maar Moses antwoord net ja, en dalk verstaan Moses nog nie presies wat hier aan die gang is nie. Hy sien hier soos iets vreemd aan die gang, hy kom nader, iemand praat met hom, en hy sê ja, en dan sê die Here, moenie nader kom nie, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waarop jy staan, is heilige grond. Dit moes Moses getref het. Voordat ons nou net ingaan op wat die Here verder sê, ons staan net stil by wat Moses hier moes sien. In die bos, in die omstandighede, met hierdie ding van die skoene van sy voete af, die opdrag om nie nader te kom nie, wat moet Moses sien? Wat Moses hier ervaar, is Gods openbaring, 'n God verskynsel. Daarom die engel, Jahwe, wat na Moses toe kom. Want Moses gaan die Here sien. Maar hy kom
in 'n vuur. En vuur is regter die skrif ook in die Nuwe Testament 'n baie algemene ding in die skepping wat die Here gebruik om homself te openbaar. Iets in die skepping wat hy wil iets van homself wys. Met die verbondsluiting met Abraham in Genesis 15 verskyn die Here ook as 'n vuur wat namens Abraham deur die stukke vleis beweeg. In die res van Eksodus is vuur ook regtig belangrik. Vuur verteenwoordig elke keer die Here se teenwoordigheid. Maar hierdie openbaar vir Moses 'n baie belangrike en groot tema wat deur die res van die boek geonderstreep word. God is heilig. Moses moes dit sien, behoorlik sien. Hy is heilig, afgesonder, anders soos vuur. Vuur is nie jou alledaagse maatjie nie. Vuur is vuur. As jy aan vuur vat, gaan jy verskroei. Jy gaan verteer. Hy, die God wat na Moses toe kom, is vol majesteit en eer, totaal anders as sy skepsels. Hy is so heilig dat die grond waarop Moses staan heilig word. Dieselfde gebeur later met Joshua, waar die leeroowerste van die Here aan hom verskyn, ook ons Here Jesus in die Ou Testament. Die spesiale teenwoordigheid van die Here maak die berg en die grond heilig. Dis hoekom nie net enige iemand later op die berg kan klim nie, want God is daar. En dis nie die berg self wat heilig is nie, soos ek net nou gesê het, die heiligheid van die Here maak dit heilig. Sy spesiale teenwoordigheid, sy heilige teenwoordigheid, het 'n effek op die omgewing waar hy homself openbaar. Die heiligheid van die Here daal later op die tabernakel neer, en dan word daai plek ook die heilige plek. Voor dit was dit maar net lappe, wat in 'n tent opgeslaan is, maar as die heiligheid van die Here neerdaal ook in die vuur, dan word dit die heilige plek waar nie net sommer enigiemand kan ingaan nie. Die opdrag dat Moses sy skoene moet uittrek, wys dit natuurlik ook. Hierdie is 'n heilige plek, want God is daar. Hierdie is die huis van God, en om die nodige respek te toon vir die koning van hierdie huis, dan trek jy jou diervel skoene uit. Jou skoene wat vol stof is, voordat jy in hierdie huis inkom. Jy het respek vir die eienaar van hierdie huis. Mense gooi mekaar in veragting met hulle skoene, of trap op mekaar met hulle skoene. Maar as jy ontzag wys, as jy sê, ek is kleiner as jy, dan trek jy jou skoene uit. Dis nog steeds in die Midde-Ooste kultuur so. God wys vir hom, Moses, God staan voor jou. Besef dit. Is ook in die opdrag, moenie nader kom nie. Want jy gaan brand. Hy's vuur. Jy kom nou in die teenwoordigheid van die God van hemel en aarde. Jy kan nie vat nie. Jy gaan doodskroei. En die Here gaan dit weer aan die einde van Eksodus weer doen en wys. Die vuur daal op die tabernakel neer. En dan kan Moses nie ingaan nie. Hy mag nie nader kom nie. Selfs Moses mag nie nader kom nie. Want God is heilig. Soos vuur. Daar is nie geen direkte gemeenskap met hom as hy dit nie moontlik maak nie. Hy self moet neerdaal sodat ons hom kan ken. En aan die einde van Eksodus lê die oplossing in die volgende boek in Levitikus, die offers, daar moet versoening wees. Ons sien dit ook aan die einde van vers 6. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. Moses het toe nou besef wat hier aan die gang is. God verskyn in hom, in hierdie vuur. Dis die reaksie as God homself openbaar, vrees. Gelowiges val op hulle gesigte
in aanbidding en skaamte vir hulle eie vuilheid en sondigheid. Die sondaar kan by God nie vertoef nie. God is so heilig dat hy nie die sonde kan aansien nie, sê Habakuk. Goed, Moses moet sien, God is heilig, ontsaglik heilig. Dis die eerste keer wat hierdie woordjie in die skrif gebruik word om te verwys na God se heiligheid, maar dis beslis nie die laaste keer nie. Moses moet sien wat Hanna later bid. In 1 Samuel 2, niemand is heilig soos die Here nie. Ja, daar is niemand buiten U, daar is geen rots soos ons God nie. Moses het dit besef, dis hoekom hy 'n paar hoofstukke aan in hoofstuk 15 sê, wie is soos U? Daar is niemand soos U wat gedig is in roemryke dade. Daar is niemand so heilig, in majesteit en eer, so gewigtig soos die Here nie. Jy moet dit sien, gelowige. Elke keer as jy vir Jesus sien, as jy in die geloof hom aanskou, onthou, God is eenvoudig, wat ons laas keer gedoen het. Dit beteken hy is al sy eienskappe altyd. En daarom soos Jesus verkondig word in die evangelie van vrede en liefde, moet jy steeds gekonfronteer word met sy ontsaglike heiligheid. Ons koppe skep so 'n verkeerde beeld van wie Jesus is. Dis hoekom dit vir ons vreemd is as ons hierdeur lees en ons sien, dit is die tweede persoon van die drie eenheid wat hierdie vir Moses wys. Want ons maak in ons kop hierdie prentjie van Jesus, hy's die een wat hy's maar net hy's liefdevol en hy's sag en hy's eintlik hierdie een wat so 'n bietjie smeek. Maak tog net vir Jesus die kersie op die koek van jou lewe. En hy's die een wat voor tussen jou en die Vader kom staan en sê, nee Vader, wag, ek het hom lief, moet hom nie doodmaak nie. Nee, Jesus van die evangelie is hierdie Jesus. Die God van die brandende bos is voor jou, gelowige. Hy openbaar homself aan jou. En dit sê nie, jy moet nou jou skoene van jou voete uittrek nie. Dit sê, jy is in die teenwoordigheid van hom. So heel ontsag. Vrees die koning van vuur. Hy is in jou, en voor jou, en agter jou, en om jou. In Hebreërs 12, wat jy sê, God praat nie nou meer uit die berg nie, maar vanuit die hemele in Christus. Daar sê, vers 29, onse God is 'n verterende vuur. Die engel van die Here is 'n verterende vuur. En sien dan, dit is hy wat heilig maak. Niks van jou is heilig nie. Niks om jou is heilig in sigself nie, dit is hy wat heilig maak. Dit waarin ons vat, word onrein. Maar dit waarin hy vat, word heilig. En hy is in jou. Hy het aan jou gevat. Hy ken jou, hy deurgrond jou, want hy is in jou. En dis daarom nie enige iets wat ek is nie. Dis nie my das nie, dit is nie jou taalgebruik of die manier van loop nie. Jy is geheiligde, want Jesus. Hy het homself aan jou geopenbaar. Dis nie al wat Moses sou wegblaas nie. Jesus wys homself vir Moses in 'n bos wat nie opbrand nie.
So hy wys homself in die vuur en dit wys sy heiligheid, maar daar's nog iets. Hy wys homself in 'n bos wat nie opbrand nie. Hoekom brand die bos nie op nie? Hoe kan die vuur net brand sonder enige brandstof? Want God wys vir Moses, hy is onafhanklik in sy heiligheid en teenwoordigheid en sy liefde. Ons gaan vanaand lekker in hierdie eienskap van God inklim. God se onafhanklikheid. Dit sê, hy is uit homself uit. Hy het nie die bos nodig nie. Hy het niks nodig nie. Hy is oorvloedig genoegsaam in en uit homself, vir alle lewe en alle goedheid net uit homself, want hy is Jahwe. Hy sê later nou vir Moses, hy is wat hy is. Hy het niemand en niks nodig nie. Hy het nie vir Moses nodig nie. Moses moet dit sien. Hy het nie vir Moses nodig om sy volk te red uit Egipte nie. En hy het nie eers sy volk nodig nie. Hy het nie eers sy skepping nodig nie. Ek dink dis belangrik hier om te kyk na die bos self. Hoekom 'n bos? Hoekom nie net 'n klip wat brand nie, of net dat die vuur net daar voor Moses verskyn het in die lug nie? Ek dink die bos staan vir die volk. Ek dink die res van Eksodus wys dit vir ons. Op 'n paar plekke later in Eksodus verskyn die Here aan die volk in vuur. En dit wys sy teenwoordigheid. Die Here is in die vuur heeltyd. Waar? Onder sy volk. Die vuur, die teenwoordigheid van die Here is elke keer in Eksodus onder sy volk. Hy brand tussen sy mense. Hy kom maak woning by sy volk. En dan aanvanklik daar by die tabernakel kan Moses nie ingaan nie, want God se teenwoordigheid maak dit die heilige grond. Dan moet eers versoening plaasvind. Maar die heerlikheid van God wat neerdal in die vuur is onder die volk sonder dat hulle verteer. Die vuur in Eksodus is heeltyd op en in die volk. En daarmee saam, die volk van die Here word baie keer in die skrif uitgebeeld as 'n plant of 'n wingerd of soos 'n boom of 'n bos. So die Here wys vir Moses, ek het nie jou of die volk nodig nie. Want ek is wat ek is. Is dit nie net so 'n groot skok vir 'n Christen vandag nie? God het jou nie nodig nie. Jesus is nie die smekende die Jesus op sy knieë voor jou, dat jy hom net moet aanbid nie. Hy het jou nie nodig nie. Hy is onafhanklik in sy selfbestaan en selfgenoegsaamheid. Maar tog, en hierdie is juis wat dit so goed maak, maar tog het hy jou lief. Net onafhanklike, onvoorwaardelike liefde is waarlik liefde. En uit God se onafhanklikheid kom ook sy liefde. Al sy ander eienskappe, maar ek dink hier wat die Here vir Moses gaan wys is sy verbondsliefde. Hy, die onafhanklike heilige God, kom na Moses toe en roep hom, Moses, Moses. En met daai herhaling, dis 'n roep van persoonlike ken. Dis nie net dat die Here Moses se naam ken nie, dit moes Moses ook weggeblaas het. Hierso is iemand uit die vuur wat my naam ken, maar hy noem hom 2 keer. Hy ken jou behoorlik, persoonlik, in liefde en deernis. Hy deurgrond jou, soos wat hy sy volk se smarte ken. Hy is daarby die God van verbond. Hy sê vir Moses in vers 6, ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. So die God van jou pa, Amram. Hy is die God wat Moses uit die Nyl gered het. Hy is die God in wie sy pa en ma vertrou het en besluit het
om te trou en kinders te kry in die tyd van vervolging. Is nog steeds dieselfde God. Hy is die God wat persoonlik in verhouding lief het. Al het hy jou nie nodig nie, het hy lief. Hoe goed is dit nie? Dis 'n heilige liefde. Hy het jou so lief dat jy nie verteer word in sy heiligheid nie. As hy jou nodig gehad het, sou jy weggebrand het in sy heiligheid. Maar jy doen nie, want God het jou lief onvoorwaardelik en onafhanklik. Hy het jou nie nodig om jou lief te hê nie. Daarom brand hy op daai oomblik die volk in Egipte sonder dat hulle wegbrand. Want hy is lief vir hulle sonder dat hy hulle nodig het. Omdat hy uit homself uitbrand, brand hy presies, laser gefokus. Hy is nie soos 'n veldbrand wat net losbrand en daar gaan dit nie. Dis presies. Hy kan sy volk brand vir 'n spesifieke doel sonder dat hulle wegbrand. Dalk brand die Here jou nou. En dit voel of jy wegbrand. Maar weet dit, dis Jesus, die engel van die Here wat jou brand. Hy het jou so lief uit homself, dat hy homself gegee het aan daardie kruis. En daarom het hy jou so lief uit homself, dat jy nie sal wegbrand in die swaarste aanvegtinge nie. Jy sal nie verteer word nie. Hierdie sê ook, as God onafhanklik in die vuur brand uit homself, brand hy onveranderlik. Hy is onveranderlik in sy getrouheid, en die verbond wys dat hy is die God van Abraham, en dis juist daar in Genesis 15, waar die Here in die verbondsluiting met Abraham die belofte gemaak het, dat die volk vir 400 jaar sal uittrek uit Egipte uit. Hy is die God wat met vuur hierdie belofte gaan nakom. Dis die verbond wat herhaal en bevestig is vir Isak en vir Jakob en in hulle geslagte, tot by Moses se pa, tot by Moses nou. Hy is soos die brandende bos en daarom sal hy onafhanklik en onveranderlik getrou bly aan sy verbond. Hy sal sy volk uitred soos hy beloof het. Soos dat hy vir Abraham en Isak en Jakob geroep het, so roep hy nou vir Moses. Want hy is wat hy is. Hy is die God wat nog steeds dieselfde bly. Hy is gister en vandag en môre nog steeds dieselfde, Jesus Christus. En God praat nie met jou in die doringbos of in die aapie in die boom nie, maar deur sy geskrewe, gepredikte woord. Hy roep jou by die naam, so persoonlik soos toe hy met Moses gepraat het, nog meer persoonlik, want hy is nou mens wat deur sy woord praat uit die hemele. Hy roep jou. Kinders, deur die preek roep Jesus jou elke keer by die naam om hom te ken. Om te sien wie hy is. Hy is heilig en onafhanklik en persoonlik en liefde en onveranderlik getrou. En weet julle, dit maak nie saak wie hy is nie. Abraham en Isak en Jakob was twyfelaars en bedrieërs en leenaars en Moses was 'n swakkeling. Maar omdat God hom in die doringbos openbaar wat nie opbrand nie, wys hy vir jou, sy liefde kom nie uit jou uit nie. Dit kom uit hom uit.
Hy wys ook vir jou in die lig van sy heilige vuurgloed, jy's 'n sondaar wat my nodig het. Jy het my nodig, ek het jou nie nodig nie. Jesus gebruik hierdie vers 6 om die opstanding te bewys met nodige en logiese gevolgtrekking. Die Here sê, hy is die God van Abraham, Isak en Jakob. So, hy is nie die God van dooies nie. Hy is die God van Abraham, Isak en Jakob. Hoekom? Want hy is soos die brandende bos. Hy brand nooit op nie, want hy het lief uit homself uit, en hy is uit homself uit. Sy liefde hou nie eens op as jy doodgaan nie. En daarom is hy lief vir Abraham, Isak en Jakob, al het hulle al gesterwe, die dood kan nie eers sy liefde stop nie. Niks kan jou van sy liefde skei nie. Selfs die grootste vyand kan nie hierdie heilige liefde vuur blus nie. En daarom, Moses moet dit sien, sodat die volk dit kan sien. Selfs die ergste en swaarste lyding wat jy kan ervaar, terugslag na terugslag, hy is steeds dieselfde God in die brandende bos wat vir jou in sy heiligheid liefhet. Dis hy wat vir jou mens geword het. Hy het neergedaal. Sê vers 8. Een voor wie Moses sy skoene moet uittrek. In die grootste ontzag. Hy het neergedaal uiteindelik en mens geword. Hy voor wie Moses sy skoene moes uittrek, het mens geword en sy disippels se voete gewas. Hy het aan 'n kruis gesterf, neergedaal om sy volk van hulle sondeslawerny te verlos. Dis hy. Dis hy wat hier aan Moses verskyn. Sien dit. Voel dit. Dis hy wat jou in die woestyn inlei en dis hy wat self deur die woestyn is. Dis hy wat gehuil het en innig jammer gevoel het vir die skare se pyn en nood en die gevolge van hulle sonde. Dis hy in die brandende doringbos wat heilig en onafhanklik en onveranderlik en persoonlik en verbondslief is in sy heiligheid. Amen.